Oktober is borskankerbewusmakingsmaand en 'n vroegtydige diagnose kan jou kans op suksesvolle behandeling dramaties verbeter. Ons gesels nou met Dr. Alwyn Karstens, 'n algemene praktisyn wat spesialiseer in radiologie en mammografie. En alles waaroor ons vanoggend gesels, wel, daar is 'n boek ook daaroor beskikbaar, maar goeiemôre en welkom dokter. Baie dankie vir die uitnodiging. Goed, wat is mammografie en waarom is dit so belangrik? Ja, net 'n korreksie, ek's 'n radioloog. In die algemene praktisyn nie. Ek spesialiseer in mammografie en borskanker en so aan. Ons vra verskoning. Mammografie, hoekom is dit nodig? Mammografie is 'n baie goedkoop manier om borskanker vroeg te diagnoseer. Dis die goedkoopste manier om dit te doen. En dis baie toeganklik. So dit is nie van daai duur ondersoeke en so voort wat baie mense dit kan bekostig nie. So mammografie is baie belangrik. Mammografie is 'n beeldingsmetode van die bors. Die bors word tussen twee plate saamgedruk, saggies. En dan sien ons die interne die strukture van die bors en so kan mens vroeg 'n borskanker diagnoseer, klein so 6 mm. Sjoe. En so dit is 'n belangrike beginpunt en dis baie beter as byvoorbeeld die ondersoek van die bors met die hand. So moet maar net vir julle. Ja. Hoekom kan mens nie net gaan vir sonar nie? Moet jy sonar en mammografie terselfdertyd doen? Sonar is 'n integrale deel van die ondersoek van die bors saam met mammografie. So jy kan eintlik nie net 'n mammogram doen nie. Die dokter wat die mammografie lees, moet ook die sonar ondersoek doen. Die sonar ondersoek is nie bestraling nie, dit is ultraklank. En dit gee vir ons 'n baie groot inligting en dis goedkoop en die pasiënt betaal nie in Suid-Afrika vir die sonar ondersoek saam met die mammogram nie. In die buiteland sal jy. So dit is 'n wonderlike metode want sonar tel sekere goeders op wat mammografie nie kan doen nie en ook andersom. Mammografie tel weer klein verkalkingkies in die bors op wat 'n sonar moeilik kan sien. So die twee ondersoeke is baie belangrik om saam gedoen te word en dis wat ons in ons praktyk doen. Ons sal die pasiënt konsulteer eers en dan sal ons 'n mammogram doen. Ek sal aan die mammogram kyk, bestudeer en sien watter areas in die bors is suggestief vir iets of so aan en dan sal ek self persoonlik die sonar doen op die pasiënt. Sonar is ook verskriklik belangrik van wanneer jy byvoorbeeld iets snaaks sien in die bors en jy weet nie wat dit is nie, om 'n biopsie te kan doen met 'n naald, want op sonar stuur jy jou naald baie sekuur in 'n 5-6 mm struktuur binne in die bors. So sonar is 'n wonderlike en 'n goedkoop en 'n nie bestralende metode om die bors te ondersoek. Waarom is dit belangrik dat 'n radioloog self met 'n pasiënt moet gesels? Dis 'n baie belangrike vraag. Die ondersoek van die bors is eerstens die radioloog wat die pasiënt ondervra. En sien wat is haar risikofaktore vir borskanker byvoorbeeld, wat se medikasie sy gebruik en haar ook met sy oog kan sien en sien wat se struktuur sy het, is sy oorgewig of ensovoorts. So dis 'n baie belangrike ding dat die pasiënt, die dokter die pasiënt sien. Nie soos baie keer vandag gedoen word waar jy mammogram doen op 'n plek, die dokter sit agter 'n skerm, hy sien nooit die pasiënt nie en hy mis helfte van die diagnose as hy dit doen. So ons is nog van die tradisionele persoonlike dokter tot pasiënt praktyk. So en dit mors 'n bietjie tyd volgens die ouens wat mammografie doen. Nou sê nee man, jy mors tyd. Wanneer met die pasiënt praat, jy kyk na die foto's. Ek sê ek kan nie na 'n foto kyk as ek nie die pasiënt gesien het en wat is haar storie en wat is haar siekte en wat is haar simptome. Ek meen, baie van die pasiënte kom na my en sê dokter, ek voel terwyl ek nou konsulteer voor ek nog gesien het. Ons sê vir my luister, ek voel iets hierso. En as ek dan nou mooi kyk met die sonar daar, dan sien ek maar wragtig, daar sit 'n klein kankertjie. So om nie die pasiënt te sien nie is 'n skreiende onreg en ook vreeslik verkeerd. Ja. Kan mammografie op sigself kanker diagnoseer by iemand? Mammografie
en dit is waar baie van die kritisie verkeerd is. Mammografie sien vir jou iets wat suggestief is, maar ek kan nie sê op 'n mammogram dis kanker nie. So ek moet verdere ondersoeke doen. Ek moet 'n ultraklankgedoen ondersoek van die bors doen en 'n biopsie. Ja. En eers op die biopsie wat ek wegstuur is 'n naaldbiopsie, is eenvoudig onder lokale verdowing, geen pyn nie. En dis 'n klein stukkie van die bors wat jy uithaal met 'n spesiale snynaald, stuur dit vir die patoloog en dan in 5 dae het ek antwoord dis kanker of nie. So 'n mammogram alleen kan nie kanker diagnoseer nie. Dan is daar iets anders waarvan ons ook gereeld hoor en dit is dat sommige vroue dink dat 'n mammogram kanker kan veroorsaak. Wat is dokter se boodskap aan daai vroue? Ja, nee, daai storie het ek al baie gehoor. Ja. Jare, doen nou 28 jaar doen ek net mammografie en borskanker. Ek het daai storie 100 maal al gehoor. Die bestraling wat ons sien van mammografie is regtig baie klein. As jy dit vergelyk met die omgewingsbestraling, die kosmiese bestraling op die grond en veral in die vliegtuie op 30.000 voet is meer as 'n mammogram. Net die agtergrondsbestraling is meer. So, die storie dat borskanker veroorsaak word deur die mammogrambestraling is baie vergesog en dit is so klein moontlikheid dat ons nie eens daarvan praat in mammografie kringe nie. Ja. Daar word oor die algemeen gesê dat vroue oor 40 gereeld moet gaan vir 'n mammogram. Hoe gereeld moet jy gaan as jy onder 40 is? Nou ons het 'n beleid in die wêreld dat ons sal nie 'n bors graag wil bestraal voor 40 met mammografie nie. Want ons eintlik is dit na 40 wat ons begin met mammografie. Maar ons het die bors is toeganklik vir ons by jong mense, by kinders, by jong vrouens en so voort met ultraklank wat 'n baie goeie ondersoek is. Wat geen bestraling is nie en wat jy kan dit so lank as jy wil doen. Dis 'n 3, 4, 5-dimensionele ondersoek en so met die gevolg is daar's geen bestraling of tydsbeperking op die ondersoek nie. So in daai gevalle doen ons as sonar of ultraklank. Maar as 'n pasiënt 'n sterk familiegeskiedenis het van borskanker, maar suster borskanker, sal ons werklik waar miskien vroeër begin met mammografie. Ek vind altyd uit wanneer het jou ma of jou suster haar borskanker ontwikkel en sy sê vir my op 45, dan sal ons regtig waar ten minste 10 jaar voor 45 begin met 'n ondersoek. As dit 'n goeie klein bors is, sal sonar genoeg wees. As dit 'n groter bors is, 'n mammografie so elke 2 jaar. Want sy het 'n hoë risiko. So in daai risikogevalle onder 40 sal ons bietjie buite die reëls werk. Want ons wil graag 'n vroeë diagnose maak van borskanker. Ek wil vir 'n oomblik terugkom na die boek toe. Wat presies behels hierdie boek? Is dit soos 'n gids? Hierdie is 'n information booklet Ja. wat ek geskryf het van in 2009 al. Ja. Omdat ek gesien pasiënte het baie min kennis van hulle bors, hulle weet nie hoe bors te ondersoek nie, hulle weet nie wat mammografie nie en alle vrae wat 'n vrou kan vra oor mammografie, borskanker hantering is saamgevat in hierdie boek in 'n baie maklike taal. Dit was in Engels, maar dit is nie 'n wetenskaplike taal wat ek gebruik nie. Dis 'n leuke taal wat sy dit kan verstaan. En ek gee gewoonlik as ek kanker diagnoseer by 'n vrou, gee ek vir haar 'n kopie van die boek sodat sy kan sien wat is nou volgende op die lys. Wat gaan ons nou volgende doen? Dis 'n boek om hoop te gee. Is to give hope to people which fear the dread of a breast cancer diagnosis. Dit is waaroor ek die boekie geskryf het. Hy is ook nou beskikbaar op 'n e-boek, waar dit maklike plaas is om in die wêreld te kan rondstuur. Ja. Hoe belangrik is selfondersoek? Selfondersoek van die bors kos jou niks nie. Die vrou ken haar bors self. Sy weet as daar iets fout gaan lank vir 'n dokter. Ja. So selfondersoek van die bors is eenvoudig
en toeganklik vir elke pasiënt en ons sal dit voorstel vanaf jongs af ensovoorts, lank voor sy nog 'n mammografie kry ensovoorts. Dat sy haar bors leer ken deur te voel wat se digtede is hier, wag, hoe lyk haar tepel, waar sit die tepel ensovoorts. So dis 'n baie eintlik die eerste benadering van die bors. Maar daar is 'n waarskuwing by en dit is dat daar 'n kanker in die bors wat ons graag wil diagnoseer hier so op 5 na 6 mm in die bors is meeste van die tyd nie tasbaar met die hand nie. Die pasiënt of die vrou moet die ondersoek regtig ek demonstreer gewoonlik die ondersoek aan haar met iets glads op jou bors en as jy lê op jou rug lê met jou arm die betrokke arm agter die kop en iets glad soos Iwa jelly of 'n krem op jou bors en op jou bors met plathand ondersoek. Dis baie belangrik. Nie so nie, nie met 'n drukkery of so of met jou vingers grawe in die bors nie, dan voel jy goeders wat normaal is eintlik. Ja. 'n Plathand wat gly oor die bors en dit soos hoe die vrou dit moet deur. En ek doen dit met jong meisies vir hulle vertel. So met jou bors, dan demonstreer ek dit vir hulle. So dis baie belangrik. Ja, dit is. Baie dankie, Dr. Alwyn Karstens, radioloog met 'n specialization in mammography. Onthou, niemand ken jou lyf beter as jy nie. So as jy iets voel wat nie reg is nie, gaan sien jou geneesheer. Bly ingeskakel want net hierna vind ons meer uit oor die Pitti Pretpark. Jy kyk Goeiemôre, dit môre.